Jesus. Ek kan die sitplekke neem. Sy. Ons is so dankbaar dat ons vanaand hier kan wees. Hoe sê hulle, daar waar 2 of meer is, daar is hy. And we want to worship the King, most of all. Sy, ek net gaan hierso reg kry. Sy, vanaand praat ons weer 'n bietjie, is eintlik my voorreg om ook te praat oor die Heilige Gees in ons lewe. Ons het nou gesien die afgelope paar weke, het ons oor die Heilige Gees gepraat, want dit is Pinkstertyd, en dit is so belangrik. Ek dink nie mense besef altyd hoe belangrik is Pinkstertyd in 'n mens se lewe nie, want dit is die tyd toe die Jesus, die Heilige Gees vir ons gestuur het aarde toe, om saam met ons te wees. Daar's 'n paar wat nou al gepreek het, en miskien gaan van ons goedjies so oorvleuel, maar dit maak nou nie saak nie, want hoe meer ons dit hoor, hoe beter gaan ons dit verstaan, en hoe meer leer ons van die Heilige Gees. So die Heilige Gees is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid, wat bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die werk van die Heilige Gees is om die bonatuurlike werk van God in ons en deur ons te doen, nee. So dis die bonatuurlike werk. Geen ander God kan bonatuurlike werk doen soos die Heilige Gees in ons drie-enige God nie, nee. Daar's 'n paar feite oor die Heilige Gees, en die Heilige Gees is in die eerste plek, soos ons weet, 'n goddelike persoon. Dis nie 'n dit of 'n ietsie nie. Dis 'n goddelike persoon, en word deurgangs in die manlike vorm aangespreek, nie? So dit is nie sy is die Heilige Gees wat in ons woon nie. Hy is die Heilige Gees wat binne ons woon, en hy werk deur ons. En dan tweedens, die Heilige Gees is die Gees van waarheid. En ek sal die Vader vra om julle 'n ander raadgewer te stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van waarheid, nee? Die mense van die wêreld ken hom nie. Hulle ken nie die Heilige Gees nie, die mense van die wêreld nie, maar ons ken hom. Toe ons Jesus aangeneem het die dag as ons persoonlike saligmaker en redder, het die Heilige Gees binne in ons kom woon. So ek lees vir julle Johannes 14 vers 17. Die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Dit sê dit daar. Die wêreld kan hulle nie ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Die wêreld ken nie die Heilige Gees nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle sal wees. En dan lees ek ook Johannes 16 vers 7, dit sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En ons prys die Here dat hy die Heilige Gees gestuur het, vandag om by ons te kom woon, want wat sal ons maak sonder hom nie? En dan die derde feit is, die Heilige Gees is ook ons trooster en ons helper. Hy troos ons in tye van wanneer ons hom nodig het, wanneer ons hartseer is. Troos hy ons, en hy help ons as ons in nood is, en ons weet nie meer wat om te maak, en watter kant om te gaan nie, dan help hy ons, hy praat met ons nie. Nou die Griekse woord vir trooster is parakletos, en dit beteken ook om van hulp te wees, soos byvoorbeeld regshulp, verdediger, hy is ons advokaat, hy is ons bemiddelaar, of iemand wat as voorspraak vir ander optree. Hy is ook ons versterker. Hy versterk ons in tye wanneer ons swak voel. Dan kry ons Efesiërs 3 vers 16. Hy sê dat hy, dit is Jesus, die Heilige Gees aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees.
in die innerlike mens. Hy gee vir ons krag, sodat ons versterk kan word in ons innerlike mens, na sy rykdom. So die Heilige Gees is altyd teenwoordig by ons. Hy versterk ons en hy gee vir ons krag, wanneer ons dit nodig het. En dan kry ons die 4de ene, hy is ons gids, hy is ons raadgewer en ons leermeester. So, hy is ons gids, so hy lei ons waar ons moet wees, ons raadgewer. Wanneer ons nie weer weet watter kant toe nie, dan gee hy vir ons raad. En hy is ons leermeester, hy leer vir ons. Die Heilige Gees het eintlik so baie funksies, dat 'n mens hoef nooit eers te wonder, waaroor gaan die Heilige Gees? Baie mense ken hom nie, maar hy is daar vir ons eintlik. Hy sal van Jesus getuig en hom verheerlik. Hy verheerlik Jesus. So Johannes 16 vers 14 sê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit van wat hy van my ontvang het, is Jesus wat daar praat, nie, aan julle meedeel. En dan die 5de een is, die Heilige Gees sal die wêreld ook van sonde oortuig. Nou dit is een wat die wêreld moet hê. Hulle moet oortuig word van sonde, om tot bekering te kom. En ek dink, ons was almal op 'n stadium daar gewees, en die Heilige Gees het ons oortuig van sonde, en dis hoekom ons nou vir Jesus aangeneem het, nee. So Johannes 16 vers 8 tot 9 sê dit, 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. 9 van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Hy veroordeel nie, die Heilige Gees veroordeel nie, maar hy oortuig ons van dit wat verkeerd is. Hy sê vir ons, dit is verkeerd, en daai sagte stemmetjie wat jy hier sal hoor, nee, moet dit doen of moet dit nie doen nie. Dit wil sê dinge wat nie binne in die Vader se wil is nie. As ons buite die Vader se wil beweeg, dan moet ons versigtig wees. Nou, wanneer ontvang ons die Heilige Gees? Die Heilige Gees ontvang ons slegs na bekering. So, as ons kinders van die Here tot bekering gekom het, dan kom woon die Heilige Gees nou binne in ons, en dan word ons geseël as sy eiendom. You can only qualify to receive the Holy Spirit after conversion. The unsaved world cannot receive him, but they will be convicted of their sins by him. So die ongeredde wêreld kan hom nie ontvang nie. Hulle kan wel oortuig word van die sonde deur die Heilige Gees. Ons sien in Handelinge 19 vers 2 tot 5 hoe Paulus vir diegene wat in Efese tot geloof gekom het, die hande opgelê het, sodat die Heilige Gees op hulle kan kom. Handelinge 19 vers 2 tot 5 sê, en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor van nie, dat daar 'n Heilige Gees is nie. So hulle het al tot bekering gekom, maar hulle weet nie eens dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dis na Jesus kom, dit is Jesus Christus. Nee, dit is ja, na Johannes kom, dis Jesus Christus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here. So, geloof en bekering is dis 'n voorvereiste om die Heilige Gees te ontvang. Geloof, jy glo dat Jesus vir ons gesterf het, ons sondes vergewe het, weer opgestaan het na die 3de dag en opgevaar het na die hemel. Ons glo dit. En daarom, omdat ons dit glo ons in Jesus. Ons neem hom nou aan as ons persoonlike verlosser.
En dit is 'n voorvereiste, nou kom woon die Heilige Gees in ons. So dit is geloof, ons glo, ons kom tot bekering, die Heilige Gees kom bly binne ons. So die wêreld ken hom nie, daarom moet die Heilige Gees eers hulle oortuig van hulle sonde. Sodra hulle tot bekering kom, soos ons gesê, dan kom die Heilige Gees in ons woon. But why is it important to receive the Holy Spirit? Why? Net, kyk, by receiving the Holy Spirit, the believer receives the power to witness about the Father's saving grace. And the Greek word for power is dunamis, which means divine ability. Now, divine ability is goddelike vermoë. And the power is actually divine ability, goddelike vermoë. So the Holy Spirit can lead the believer to speak in tongues, and even new prayer language can be learned. At this stage, we receive the gifts of the Holy Spirit in a supernatural way through Jesus that sent the Holy Spirit. So dit is amper soos 'n patroon wat ons volg, nie? Ons glo in dat Jesus vir ons gesterf het, dan kom ons tot bekering, dan ontvang ons die Heilige Gees, dan ontvang ons die Heilige Gees gawes. Die Heilige Gees gee vir ons daai gawes, nie? And here we see that we are not born with the Holy Spirit gifts, nie? So jy het nie die gawes van die Gees wanneer jy nie tot bekering gekom het nie. Dit kom eers na die tyd. The Holy Spirit gifts are meant to work to the advantage of other people and to honor God. Dis waar vir ons die gawes het. And the Holy Spirit is promised to all believers. All believers receive the Holy Spirit. Acts 2 verse 38 in the New King James Version says, Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So Charles Spurgeon, who was one of the greatest preachers of the 19th century, said, the grand thing the church wants in this time is God's Holy Spirit. The church wants it today, and that is God's Holy Spirit. More than anything else, we need to rediscover the Holy Spirit and learn anew to depend on Him. So actually it wasn't just for that time, it's actually for today as well. When we realize that we need the Holy Spirit just as much as the other people needed in the 19th century. So een saak waaroor die meeste gedebatteer word, is oor die ontvang van die Heilige Gees. Die vraag wat van die gelowiges vra, hulle vra hierdie tipe vrae. Hulle sê, wanneer ontvang hulle die Heilige Gees? Hulle het nou tot bekering gekom, nou vra hulle, wanneer ontvang ons die Heilige Gees? Hoe ontvang hulle dit? Hulle weet nie hoe nie. Wat beteken vervul met die Heilige Gees? Jy weet, al daai vrae kom nou op, sodra mens tot bekering kom. Ek weet nie of julle kan onthou, toe julle nog jong bekeer is, was die mens was verskriklik opgewonde, en jy wil ook eintlik al die ander tot bekering bring. Maar soos jy groei, leer 'n mens meer en meer. Hoe meer jy in die woord is, hoe meer leer 'n mens van die Heilige Gees en van God. So God het reeds die Heilige Gees gestuur en hy is hier. So dit is, hulle kan maar weet, dit is hoe dit is. Hy is reeds hierso. Met bekering ontvang ons hom en hy kom in ons woon. Ons kan vir die mense sê, as hulle sê, waar is die Heilige Gees? Wanneer kry ek nou die Heilige Gees? Kan jy klaar vir hulle sê, my woon klaar in julle. Julle het hom ontvang die dag tot julle tot bekering gekom het. So die nuwe wynsak is gereed om nuwe wyn te ontvang. Nee, hy is nou, jy wil hom volmaak. So vir 'n bepaalde take is dit vir die gelowige nodig om met die Heilige Gees vervul te word.
soos die disippels, hulle moes met die Heilige Gees vervul word, om uit te gaan, om krag te kry, om uit te gaan, om van die Here te gaan getuig, en van Jesus te getuig, en mense tot redding te bring. Jy het daai krag nodig vir sekere take, en ek dink die Here gee vir elkeen soos hy hom bemagtig met sy gawes, gee hy vir hom ook die krag, om uit te gaan, om dit te gaan doen, want almal sal nie almal se werk kan doen nie. Ek sal byvoorbeeld nie Barry se werk kan doen, as 'n evangelis nie, om uit te gaan, daar, waar niemand, baie mense nie sal wil gaan nie, maar hy is bereid om te gaan, en is dit nie wonderlik, en soos elkeen van ons, het die Here vir ons 'n werk gegee, en mens raak so opgewonde, want dis wat jy wil doen. Jy het nooit gedink jy sal dit kan doen nie, maar die Here gee daai boldness om dit te kan doen, nie? So Lukas 24 vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dit is so wonderlik as ek hierdie versie lees, dan dink ek baie keer, ek en Piet praat baie keer toe ons in Israel was. Toe het ons gegaan na die boventrek toe. En toe ons nou daar kom, ons was 2 busse van 50 elk van ons PPK kerke, wat verskillende gemeentes wat nou gegaan het, 100 mense. En ons almal is daar bo na die boventrek toe. Maar nou staan dit daar, jy mag nou nie meer daar bid nie, want die moslims het nou weer daar oorgevat. So jy kan glad nie in die boventrek bid nie, maar prys die Here vir 'n taal wat hy vir ons gegee het. Maar ons klomper trek daar los. Maar dit is so 'n donder weer, dit is sommer so, hy raak sê, wat is, dit is hoendervleis. Soos jy hoendervleis kry, soos die mense in tale net praat. Hulle weet nie eers wat, hulle wonder wat se taal is hierdie nou. Maar hier is ons amper in die hemel. Net daar waar die disippels hulle krag ontvang het, al ontvang ons toe ons krag ook daar. Dit was special geweest, regtig waar. Maar dit is altyd so asof die duiwel wil net hier inkruip en hy wil jou stop. Maar nee, jy stop nie. Ek gaan nou aangaan, maar ek wil net ook vertel, as jy in daai vliegtuig klim, dan het hulle mos daai wat al begin bid in hulle taal, die moslims. Dan is er nou hele gebed, maar jy hoor nie niks van daai gebed nie, want die kinders van hier is so besig om in hulle taal te bid. Daai vliegtuig se dak, hy lig amper daar, soos ons in ons taal bid. Hulle kom nie eens agter nie, hulle wonder wat se taal is ons, maar prys die Here. Laat dit vir julle 'n les wees, ons is hier saam met julle. So ons moet ook bid vir die invulling of die vervulling met die Heilige Gees. Ons moet daarvoor bid, nie. So jy ontvang die Heilige Gees, en sodra jy jou gawes kry, wil jy kan meer as een gawe hê, maar jy moet bid vir daai invulling of vervulling, sodat jy ook in tale kan praat, of jy kry die uitleg van tale. Want tale is so belangrik, dit is regtig waar so. Baie keer weet jy nie wat om te bid nie. Jy het net nie meer woorde om te bid nie, maar as jy in jou taal bid, dan is dit jou gees wat bid. Die Here weet wat ons bid, en hy weet wat ons behoeftes is, as ons in tale praat. 1 Johannes, daar is baie, voor ek dit nou sê, daar is baie simbole van die Heilige Gees. Peter het eintlik laasweek daaroor gepraat, ek was nou nie hier nie, so ek moes dit toe nou weer van my lysie bietjie delete, maar daar is een wat ek gehou het, en wat ek dink is baie, baie belangrik, en ek wil dit regtig uitlig, is die salwing. 1 Johannes 2 vers 20, lees ons, en julle het die salwing van die Heilige, en weet alles. So die salwing van die Heilige Gees is baie belangrik vir die groei van die kerk. Die redding van siele en vir genesings en wonderwerke. Die salwing is regtig, the anointing is so important today. And you have to have the anointing for certain
work that you have to do for the Lord as well. Wanneer mense die siele wil red, of genesing, of wonderwerke, moet daai salwing wees. Smith Wigglesworth het byvoorbeeld 23 mense uit die dood uit opgewek. En hy was so gesalf, dat as mense rondom hom loop, het hulle sommer tot bekering gekom, sonder dat hy eers 'n woord gesê het. Smith Wigglesworth, he was so anointed. 23 people were raised from the dead. Yeah. Kyk vir Sally, were raised from the dead. And when they just come near him, they became saved. Isn't it wonderful? So the anointing is very, very important. Charles Finney is 'n ander groot kind van die Here gewees. Hy sê, hy was so gesalf, dat daar 'n oortuiging van sonde gekom het, op diegene met wie hy in aanraking gekom het. Sodra hy in aanraking met mense kom, het hulle somme tot bekering gekom. En dan natuurlik, apostel Petrus, hy het 'n wonderful salwing gehad. Hy was so gesalf, dat sy skaduwee die siekes genees het. Is dit nie wonderlik, as 'n mens so begeerte het, of daai anointing het, as jy nou net loop, en jy skaduwee loop, en mense word genees, soos jy verby hulle loop. Oh, that must be wonderful, om daai salwing te hê. So die definisie van salwing, is die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons in staat stel, om die werk van Jesus te doen. Ek gaan dit weer lees. Die definisie van salwing, is die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons in staat stel, om die werk van Jesus te doen. So ons kan die salwing voel. Jy kan die salwing voel. Party mense weet nie wat is die salwing nie, maar baie keer as jy jou hande opsteek, dan voel dit baie keer soos pins en needles. Daar's party keer soos wind of iets. Daar's ietsie, of so warmte in jou, of ietsie, maar mense moet 'n bietjie oplet. Baie mense het die salwing en hulle is nie eens bewus van dit nie. Maar elke keer as jy sien, as mens begin praat oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees, of jy praat baie oor Jesus, of mense preek daaroor, dan sal jy voel, die salwing is daarso. En dit is partykeer soos 'n geestelike gewig op jou. Daarom val mense in die teenwoordigheid van die Here om. Baie mense kan nie verstaan nie, maar jy kan nie staan in die teenwoordigheid van die Here. Dit is net amazing. Soos die Heilige Gees se anointing baie sterk hier is, sal ons nie kan staan nie. Dis hoekom baie keer as hulle so maak, in party kerke sien jy net, gaan die mense. Maar dis wonderlik. Maar dit is hoe die Heilige Gees werk, nie? Sy krag is baie sterker as wat ons dink. En hiermee sluit ek af. Ons moet altyd onthou, die Heilige Gees is 'n gawe van God. En die Vader sal nooit sy kinders wees agterlaat nie. Dis hoekom hy die Heilige Gees gestuur het, om by ons te kom woon. En met Jesus se hemelvaart, weet ons, het hy die Heilige Gees vir ons gestuur, om ons in die Gees en waarheid te lei. En so kom ons die waarheid ken, want ons weet, want die Heilige Gees leer dit vir ons, daardie sagte stemmetjie, ek weet nie of julle al baie keer gehoor het nie, as jy iewers is, en iets sê vir jou nou, nee, moet nou nie hierdie pad vat, of moet nou nie daartoe gaan nie, of hy sê net vir jou, praat met hierdie persoon, of so ietsie, moenie dink is nou jou gedagte, wat nou weer jou op 'n ander plekkie vat, waar hy nie moet nie. Dis baie keer die Heilige Gees, wat jou attent maak, op iets wat hy wil hê, jy moet doen, nee. Jy kry so innerlike vrede, as jy nie weet wat om te doen nie, vra vir die Heilige Gees, ask the Holy Spirit, what must I do in this situation? And you will get that peace, that inner peace. En ook warmte, versekerheid, rus en openheid in jou gees sal jy kry, nee. Baie keer as jy 'n versie lees, skielik gaan dit oop vir jou.
Daai vers was toe vir jare, maar nou skielik sien jy wat wil die Here vir jou sê. We must always remember that the Holy Spirit is there to help us. He transforms our lives. He convicts us of sin. He guides us in all truths. He empowers us to worship, and He leads us and gives us spiritual gifts. And the Holy Spirit is a real person. Remember, He's a person of the Godhead 3 in 1, and that is why we should love Him. We should love the Holy Spirit and speak to the Holy Spirit. Moenie bang wees vir die Heilige Gees nie. Moenie dink hy's daar nie, hy's hier. Hy's hier by ons. Praat met hom. Hy's eintlik jou vriend. Jy weet? Honor Him and be obedient to Him. Want as ons gehoorsaam is aan die Heilige Gees, sal ons in baie minder moeilikheid kom, want hy waarsku ons. And let the Holy Spirit lead you and guide you every day of your life. Amen and amen. Kom ons bid net saam. Vader, hoe wonderlik is dit om te weet dat U die Heilige Gees gestuur het, om saam met ons te wees, elke dag saam met ons te beweeg. Vader, help ons dat ons nie sal vergeet, dat ons met hom met die Heilige Gees kan praat nie, dat ons hom kan gehoorsaam wees in alles wat ons doen, dat ons hom sal raadpleeg. Sê Heilige Gees, wat moet ek in hierdie situasie doen? En word net stil en luister, en hy sal vir jou antwoord. Sal jou nooit teleurstel nie. Vader, ek bid vir elkeen wat vanaand kom, dat U saam met hulle sal huis toe gaan, dat U hulle sal veilig hou, sal beskerm, U engele sal stuur om vooruit te gaan, Vader, sodat hulle weer môre aand veilig hier by die kerk sal wees, om na U woord te luister. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.